Wanneer jy met 'n vorm werk, sal jy 'n skermskoot van die Form View kry. Dit is waar jy die rekords van die tabel kan sien waarop hierdie vorm gebaseer is. Hierdie rekord behoort aan Brady, deel van die community groep. Wanneer jy egter veranderinge maak, sal jy meestal in die Design View werk. Hier sien jy nie die rekords nie, maar eerder net die veldname soos Contributor en Group in plaas van Brady en Community. Moet nooit aan die veldname verander nie, anders sal dit nie meer gekoppel wees aan die rekords nie. Ek verkies om die grid af te haal wanneer ek werk. Jy kan dit doen op die Arrange tab, onder Size and Space, dan Grid. 'n vorm het 3 afdelings, 'n header, 'n detail afdeling en 'n footer. Jy sal sien die detail afdeling vergroot in die Form View om aan te pas by jou skermgrootte. As jy iets wil byvoeg in die footer, moet jy dit groter maak. Plaas jou merker oor die onderkant totdat jy die 2-rigting pyltjie kry en trek dit dan om dit groter te maak. Jy kan op dieselfde manier jou vorm as geheel groter maak. Kom ons kyk na die finale produk. Die 2 hooftipes kontroles wat jy sal gebruik is etikette en teksbokse. Jy kan die property sheet gebruik as jy onseker is oor watter tipe kontrole jy mee werk. Gaan na Design View en skakel die property sheet aan. Wanneer jy op die kontrole klik, wys die property sheet vir jou watter tipe jy gekies het. Die etikette, oftewel labels, bly konstant. Hulle bevat inligting soos opskrifte, byskrifte of kommentaar. Wanneer jy in Design View werk, sien jy al die kontroles se rampies, maar in Form View is die meeste rampies deurskynend. 'n teksboks kan verwys na 'n veld, of dit kan funksies bevat, soos die datum. Let op hoe lyk die teksbokse in Design View. Die een sê Contributor, en die een wys 'n datumfunksie. Wanneer ons na die Form View kyk, sien ons die resultaat van daardie funksie en die inhoud van daardie veld. Wanneer jy vir die eerste keer 'n teksboks invoeg, kom dit outomaties met sy eie etiket. In Forms het jy meestal net 'n teksbeskrywing nodig, so daarom sal jy eerder 'n etiket of label gebruik. Ons moet hierdie vorm verander om te lyk soos die finale een. Kom ons begin. Eerstens moet ons elke afdeling met 'n kleur vul. Klik in die afdeling, gaan na die Format tab en gebruik die verfkan. Ons sal begin met die header. Klik op die etiket wat jy wil verander, verander die grootte en klik weer om die teks te verander. Nou kan ons die teks binne in die kontrole sentreer en dan beweeg ons net die kontrole na die middel van die afdeling. Verander nou die teks kleur, Format tab, Font kleur en maak die teks bold. Om die form header kleiner te maak, klik en trek net aan die bokant van die detail afdeling. Om die prentjie by te voeg, gaan ons na die Design tab, Image, klik en trek en kies jou prentjie. Hierdie Insert Image knoppie tel nie altyd alle tipe prentjies op nie, so ek verkies om eerder hierdie een te gebruik. Kom ons begin nou met die detail afdeling. Eerstens sal ek die fontkleur van al die etikette verander voordat ons goed begin rondskuif.
Om al die etikette gelyk te kies, kan jy net klik en bo oor dit trek en dan die fontkleur verander. Jy sal sien dat al die teksbokse dieselfde lengte moet wees. Kies hulle almal behalwe die tikboksies, gaan na die Arrange tab, Size and Space en Size to the narrowest. Nou kan ons Time tot Transport regs skuif. Om seker te maak hulle is ewe hoog, kan ons die Align knoppie gebruik. Die contributor etiket en teksboks lyk anders. Ek gaan begin deur spasie onder die contributor kontrole te maak. Jy sal sien as jy kontrole skuif met die 4-rigting pyltjie op die oranje raam, beweeg die etiket en die teksboks saam. As jy hulle apart wil skuif, moet jy jou merker oor die grys boksie plaas voordat jy dit skuif. Nou sal ek net die etiket kleiner maak. En alles links in lyn stel. Dan verander ek net die etiket se vulkleur en maak die teks bold. Daar is nog een vangplek wat jy kan teekom wanneer jy kontroles rondskuif. Soms, wanneer jy die kontroles wil skuif, sal jy sien hulle is op een of ander manier saam gegroepeer. Sien jy die stippellyn? Dit is eintlik 'n gestapelde tabelformaat. Om die kontroles individueel te kan skuif, selekteer die hele groep, gaan na die Arrange tab en kies Remove Layout. Om 'n rampie by te voeg, sal ons die reghoek kontrole gebruik. Op die Design tab, in die Controls groep, kies die reghoek en trek dit om die kontroles. Nou moet ons die rampie se kleur en dikte verander en 'n vulkleur byvoeg. Ons sal dit op die Format tab doen. Klik op die reghoek en dan onder Shape Outline kies die kleur en dan die lyndikte. Om 'n vulkleur by te voeg, gebruik Shape Fill en stuur dan die reghoek agtertoe op die Arrange tab. Om die lyntjie tussenin te voeg, gebruik ons 'n soortgelyke proses. As jy die lyn sien wanneer jy klik en trek, is dit eintlik skeef, so trek net reguit af. Verander nou die kleur, die lyndikte, en in hierdie geval ook die lyntipe. Ons moet 'n nota by die tikboksies sit. Ons sal 'n etiket hiervoor gebruik. Klik en trek en tik dan die teks. Doen nou die formatering. Verander die teksgrootte, fontkleur, maak dit italic en verander die grootte van die etiket. Let op die verskillende inlynstelling van die teksboksies. Almal moet links in lyn wees. In hierdie geval, as jy hulle saam probeer selekteer, beweeg jy eintlik die reghoek eerder as die teksboksies. So gebruik hierdie keer eerder Shift en klik.
en verander dan die inlynstelling. Sien jy hoe die hoeke van die teksboksies in die voorbeeld anders lyk, asof hulle meer diepte het? Dis 'n special effect. Kies hulle almal. Regsklik dan op een van hulle en kies die nodige special effect. Laastens moet ons net die datum by die voeter voeg. Dit word outomaties in die header gevoeg, so dan moet jy dit net afskuif na die voeter toe. As jy die formaat van die datum wil verander, kan jy dit doen op die Format tab of op die Property Sheet.